Ek kan net voor ek vir Johan gaan oorgee vanmôre. Ek gaan ongehoorsaam wees aan die Heilige Gees, as ek nie die boodskap aflewer vanmôre nie. Die Here sê vanmôre vir iemand, dis 'n boeta, dis 'n man, en hy is nie in Tabazimbi nie. Die Here sê vanmôre, ek moet vir jou sê, dat hy's angstig, hy sit op die punt van sy troon en rondskuif, om die belofte wat hy aan jou gemaak het te volbring. Die Here sê, ek het 'n paar jaar terug vir jou 'n belofte gegee, en ek is angstig om dit te bewaarheid. Maar daar's 'n probleem, want jy doen nie wat ek vir jou gesê het om te doen nie. Jy dink, dit wat jy doen is oukei. Jy's besig om jou gewete te sis. Jy's besig om jouself op die skouer te pat en te sê, dis oukei, ek doen mos iets. Die Here sê, dit is nie wat ek vir jou gesê het om te doen nie. Die Here sê, alvorens ek my belofte kan nakom, het jy nodig om te doen wat ek vir jou gesê het jy moet doen. Die Here sê, kom uit jou laar uit. Klim uit jou comfort zone uit en begin doen wat ek vir jou gesê het om te doen. En kyk hoe vinnig ek my belofte in jou lewe gaan nakom. Ek is nie 'n mens dat ek sal lieg nie, maar jy is 'n mens en jy val my vanmôre, want jy doen nie wat ek vir jou sê nie. Waarom noem jy my Here, Here, as jy nie doen wat ek sê nie? Ek het vir jou gesê, 'n paar jaar terug, wat ek wil hê jy moet doen. En jy pat jouself op die skouer met wat jy doen, en jy dink dit is oukei, jy's reg. Dit is nie. Die Here sê, staan 'n bietjie op uit jou stoel uit, klim uit jou comfort zone uit en begin doen wat ek vir jou gesê het, en dan sal ek my belofte waarmaak in jou lewe. Die Here sê, ek moet vanmôre vir iemand sê, jy sien nie die oes inkom nie. Jy kan nie verstaan, hoekom as jy oor jou land kyk, dan sien jy net droë plante, uitgedroogde plante nie. En dan lyk dit of daar 'n sprietjie opkom en daar's niks. Alles is bruin, alles is verdor. Die Here sê, ek moet vanmôre vir jou vra, wanneer laas het jy gesaai? Wanneer laas het jy gesaai? Jy kan nie verwag om 'n oes te hê, as jy nie bereid is om te saai nie. Die Here sê, dit het tyd geword, dat jy die grond voorberei, deur in jou geloof. Want deur geloof berei jy die grond voor, en dan moet jy die saad insit. So jy moet saai in geloof, en kyk wat se oes ek vir jou gaan gee. Daar is vir jou 'n oes in stoor, maar jy het eers nodig om in geloof die grond te voor te berei, en die saad in te sit, wat jy veronderstel is om te saai. Jy kan nie saad in 'n sakkie hou, en dink jy gaan 'n oes oplewer nie. Jy kan nie saad in 'n stoor bære en dink dit gaan 'n oes oplewer nie. Die Here kom vanmôre en hy sê, kry jou geloof reg, berei die grond voor en begin saai, en kyk wat se oes ek vir jou gaan gee. Halleluja, thank you Jesus. Dankie Johan. Amen, amen. Julle kan maar julle sit plekke. Ja, dit is waar. Ons het al hoeveel keer gesê, jy kan nie verwag dat die Here jou gaan seën as jy nie doen wat die Here vir jou sê nie. Jy kan nie verwag dat die Here sy goedkeuring, sy stempel op jou lewe gaan sit, of dit wat jy doen gaan sit, as dit nie is volgens Gods voorskrifte nie. So ons moet sorg. Die Bybel sê vir ons, die Here sê, my volk gaan ten gronde wees gebrek aan kennis. Die helfte van die mense weet nie waarmee hulle besig is nie. Ons weet nie dat ons te doen het met 'n lewende God.
En ons weet nie, en ons besef nie, dat baie van die dingetjies wat ons maar doen uit gewoonte uit, ons doen dit omdat dit vir ons oulik lyk, ons doen dit nou maar want ouma het dit vir ons geleer, of oupa het dit vir ons geleer, of dit kom nou al soveel jare in ons tradisie, ons doen dit nou maar ons weet nie, dat ons indirek besig is om te sondig teen die Here. Hoeveel dinge doen ons? Ek dink ons is te oulik, maar meanwhile doen ons nie wat die Here vir ons sê ons moet doen nie. Ek het een keer ek hierdie verhaaltjie gehoor van 'n jong paartjie wat getroud is en na hulle witbrood het hulle by hulle huisie aangekom. Dis net Charlene en Etienne, hulle Charlene kan lekker kos maak. Die kan lekker kos maak. Ek nie vir mense op van hulle. En die jong paartjie, die eerste Sondag wat hulle by die huis is, het hierdie vroukie besluit, sy wil haar man bietjie bederf en sy wil vir hom 'n lekker gebakte skaapbout maak. En sy stuur hom winkel toe en sy sê vir hom, my liefie, gaan koop asseblief my skaapbout en ek soek worteltjies en die en die en die en die, en sy gee vir hom hele inkoopielys. Vrouens, ons lief daarvoor. Doen die. En hy kom by die huis met hierdie skaapbout. En sy haal die panne uit en sy begin die skaapbout voorberei. En terwyl sy besig is om hom voor te berei, vat sy en sy sny hier 'n stuk af en sy sny daar 'n stuk af en later is hierdie hele skaapbout so in drie dele gesny. En hy kom in die kombuis en hy sê vir haar, wat maak jy? Jy kan nie 'n hele skaapbout vol gaar maak, maar jy sny die ding in 10.000 van die stukkies nie. Jy moet die hele ding mos nou sout en speserye en knoffel en worteltjies en weet nie wat stop hy alles binne in 'n skaapbout in nie. En dan bak jy mos daai hele skaapbout so vir die hele dag lank. En hier kom sy en sy sny hierdie skaapbout in paar stukke, 3 stukke gesny. En sy sê, maar my ma het dit al die jare so gedoen. Dit is hoe ons familie skaapbout gaar maak. Ek sê, maar dis nonsies hierdie. Ons klim nou in die kar, ons ry na jou ma toe. Ek wil weet, hoekom word die skaapbout so uit mekaar uitgesny en nie heel gaar gemaak? En hulle ry. En hulle kom daar by ma, by skoonma. En die jong man vra vir skoonma, hy sê, skoonma, asseblief, ek het geleer, mens maak 'n skaapbout heel gaar, hoekom sny julle hom in 3 stukke as julle hom gaar maak? Sy sê, want dis hoe my ma my geleer het. Ons is so groot geword. Hy sê vir hom, maar ek verstaan nie. So, ons ry dan na ouma toe, kom maar by ouma, sê vir ouma, hoorie ouma, hoekom het jy jou kind geleer as mense skaapbout gaar maak, sny jy hom in 3 stukke en jy maak nie die hele skaapbout gaar nie. Sy sê, nee, maar my ma het my ook so geleer, dit is ons tradisie, jy maak 'n skaapbout so gaar, dit is hoe dit gedoen word. Hy sê, maar hoekom? Hy sê, ek weet nie, maar dit is hoe dit gedoen word. En hulle sê, okay, goed, nou gaan ry ons ouwe huis toe, ons gaan na ouma Grootjie toe, ons gaan nou vir ouma Grootjie vra. En ry ouwe huis toe, al die pad. En na Ventersdorp toe, kom na Ventersdorp by die ouwe huis. Dan kry vir ouma Grootjie daar, vra vir ouma Grootjie. Ouma Grootjie, hierdie storie van hoekom moet jy skaapbout in 3 stukke sny om hom gaar te maak, hoekom maak jy hom nie heel gaar nie? Sy sê, my jene, my kind, moenie vir my sê, julle gebruik nog al die jare so 'n klein pannetjie om die ding in gaar te maak. Jy sien, hulle het dit gedoen, want sy het nie 'n groot genoeg pan gehad om hom gaar te maak. Nou het ons al 'n groot genoeg pan om die goed in gaar te maak, maar ons wil dit nog steeds fyn sny soos wat ouma dit gedoen het. En dit is die probleem waarmee ons sit vandag. Ons sit vandag in 'n ding vasgevang dat ons met soveel tradisies sit. Ons sit met soveel dinge wat ons oorgeerf het van oupa en ouma Grootjie af en van almal af en almal doen dit nou maar al die jare so. En ons verstaan nie hoekom nie. Want niemand het al ooit opgestaan en gesê, maar sê vir my, hoekom word dit so gedoen? En dieselfde gebeur met ons in ons geloof ook. Ons het aangeleer van dit word so gedoen en so gedoen en so gedoen. En al die jare
in ons kultuur word ons vasgevang in 'n ding en ons dryf al hoe verder en verder en verder weg na wat die woord van God vir ons leer hoe dinge veronderstel is om te werk. In hierdie moderne tyd waarin ons leef, word ons selfs vasgevang in dinge van hoe mense mekaar aanspreek, hoe kinders groot word sonder respek, hoe goed mense in die lewe aangaan dat hulle nie eers respek vir hulle self het nie, never mind nog vir die ou wat langs hom bly. Ek weet nie hoekom ek eintlik hierdie moes gesê het nie, want dit is totaal en al glad nie deel van wat die preek was môre nie, oom, hy belag vir my. Dit is absoluut net, ja, die Here kom doen wonderlike goed partykeer. Ons skrifgedeelte vanmôre wat ek vir ons verlees, Psalm 46. En ek wil hê ons moet lees van vers 1 af. Ek dink so 'n hele stukkie, is net 12 versies van Psalm 46. Ek gaan die hele stuk vir ons lees en ons gaan elke keer by versie stil hou. Gaan ons ietsie praat daaroor. Ons 'n bietjie bekyk na wat sê ou Dawid. Kyk, hy man het prys en worship geken. En as jy gaan leer in die Bybel van hoe die tabernakel van Dawid gewerk het, dan sê hy, ek sal met danksegging, I will enter his courts with praising. I will enter his gates with thanksgiving. Ons sal deur die poorte ingaan met dankbaarheid in ons harte. As jy nie met dankbaarheid deur die poorte kom om die Here te loof en prys nie, help dit nie, jy gaan met lofprysing in die voorhowe ingaan. En dit is so ding wat vir my, wat ek geleer het al die jare is om vir die Here te sê dankie. Maak saak wat ek bid nie. Begin vir die Here dankie sê. Eerste dankie Here vir die teenwoordigheid hier. Dankie Heilige Gees dat U vanmôre opgedaag het. Ons het gesing net nou. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Vir die Here dankie te sê. Psalm 46 sê, God is 'n toevlug vir die musiekleier van die kinders van Korag met sopraanstemme, 'n lied. God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. As hulp in benoudhede is hy in hoë mate beproef. Okay, ons ken die Engels ene, né? God is my refuge and God is my strength, an everlasting help in trouble. Maak nie saak wat ons deurgaan nie, hy is as 'n hulp in benoudhede, is hy in 'n hoë mate beproef. Nou, hoë mate gaan ons nou kyk. Vers 3. Daarom sal ons nie vrees nie. Want ons weet die Here is as hulp in benoudhede is hy beproef. So daarom sal ons nie vrees nie. En luister hierso, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Laat sy waters bruis, laat hulle skyn, laat die berge bewe deur sy onstuimigheid. Die stroompies van 'n rivier maak die Godstad bly, die heiligste van die woninge van die Allerhoogste. God is daar binne-in, dit sal nie wankel nie. God sal dit help as die dag aanbreek. Nou, kyk nou 'n baie interessante ding. In hierdie teks, die eerste versies word daar gepraat van die natuurverskynsels. Né? Al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Natuurverskynsels. Selfs al gebeur daar goeders in hierdie natuur, is God nog steeds. Hy sê, daarom sal ons nie vrees nie, want hy is as hulp in benoudhede altyd beproef. En dan vers 7 sê, nasies het gebruis, koninkryke het gewankel, hy het sy stem verwef, die aarde bewe. So daar kom nou weer die mense en die vyande. Vers 8 sê, die Here van die leerskare is met ons, die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons.
Kom aanskou die dade van die Here, wat verskriklike dinge oor die aarde bring, wat die oorlog laat ophou, tot by die einde van die aarde. Die boog verbreek en die spies stukkend slaan, die strydwaans met vuur verbrand. En dan vers 11 sê, laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Die Here van die leerskare is met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Nou kyk vers 3 sê, daarom sal ons nie vrees nie, want ons weet wie God is. Hy sê, laat staan en weet dat ek God is. As jy in die Amplified Bible gaan lees, dan gaan hy sê, let go of let be and be still. And prove that I'm God. Laat staan en wees stil. En weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies en hoog op die aarde. En dan wil ek gou vinnig, ons moet gou blaai, ek het dit nou nie op die bord geskryf nie, want hier is 'n hele paar goed wat ek hier neergeskryf het, wat ek nie op die bord het nie. En hier is baie van hierdie versies. Ok, ons het 'n wonderlike versie en my is baie lief daarvoor. Sy gunsteling vers. Exodus 14. Ok, waar gebeur hierdie ding? Onthou nou, die Israeliete het nou uit Egipte land uitgetrek en hulle het daar by die Rooi See gekom en hulle daar gestaan, nou hulle het nie geweet wat gaan gebeur nie. En die volgende oomblik toe hulle sien hulle daar is Farao met al sy strydwaans op pad. Vers 11 sê, en hulle het vir Moses gesê, het u, omdat daar in Egipte glad geen grafte is nie, ons saamgeneem om in die woestyn te sterwe? So hulle het vir Moses gevra, het jy ons dan nou al die pad hierna toe gebring, sodat ons gaan doodgaan? En wat het u ons nou aangedoen, dat u ons uit Egipte land gelei het? Is dit nie die woord wat ons aan u in Egipte gesê het nie? Laat ons met rus, dat ons die Egiptenare kan dien, want dit is beter vir ons om die Egiptenaars te dien, as om in die woestyn te sterwe. Kyk waar staan hulle staan voor 'n see, hulle staan voor 'n onmoontlike situasie, hulle staan voor 'n ding wat hulle nie weet, hoe gaan ons hiervan af vorentoe nie? Voeder ons binne in die see in, verdrink ons almal, bly ons hier staan, maak Farao se strydwaans ons almal dood. So daar is geen uitweg nie, daar is nie 'n links of 'n regs nie. En onthou wat ons nou gelees het in Psalms, hy sê, as hulp in benoudhede is God hoog beproef. Hy is al op die proef gestel dat hy, hier staan die Israeliete. Hy sê, maar Moses het aan die volk gesê, vers 13, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle sal bewerk, want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. Nou ek wil daarby aansluit vanmôre, met die woord wat my vanmôre ook gebring het, en ek wil hê ons moet ietsie daar uitvat, vir ons. Daar is 'n gesegde in Australië, hulle sê, jy gooi nie 'n kind saam in die badwater uit nie, ons het dit saam oorgebring hier na ons toe. Jy gooi nie die babietjie saam in die badwater uit nie, jy haal uit wat vir jou is. Hy sê so, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle sal bewerk, want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. God is ons toevlug, God is ons sterkte, en dit maak nie saak waar ons staan, voor watter onmoontlike omstandigheid nie, daar waar ons staan, gaan hy vir ons die verlossing gee.
Maar ons moet net weet, wat Moses vir hom gesê het, wees nie bevrees nie, staan vas. Staan vas en aanskou die verlossing wat die Here vandag gee. Vers 14, dit is nou my ouese vers. Die Here sal vir julle stry, julle moet stil wees. So in plain Afrikaans het hulle gesê, man, shut up, die Here sal sy werk doen. Jy het nie nodig om te interveer daar waar die Here besig is om te werk nie. Want die ding is wat ons mense so lief is voor is om te sê, Here, ek is nou moeg gewag, ek kan nie meer nie, ek wil nou asseblief uit hierdie saak opgelos hê. Ek bid en ek bid en ek bid en ek bid en daar gebeur niks. Here, U het 'n belofte gegee en ons het ons dinge gevat en ons het uit Egipte land uitgetrek en nou kom ons hier so voor 'n see, maar ons nie weet ons kan uitgaan. En hier kom die vyand agterna en ons gaan vandag doodgaan. Ons is op pad. Ons gaan vandag omkom in hierdie woestyn. Maar Moses sê vir hulle, hy sê, die Here sal vir julle stry, julle moet stil wees. Hoeveel keer moet ons op 'n plek kom in ons lewe waar ons net 'n bietjie moet gaan stil sit, in ons eie mond toehou, en net 'n bietjie luister na die stem van die Here. Ons het soveel dinge wat raas, ons het sosiale media wat raas, ons het die purese radio wat raas, ons het die wat raas, ons het die negatiewe dinge wat op die nuus is. Almal loop rond en is doemprofete, o ja nee, hierdie land is in sy glorie, en o nee, dit gaan met ons swaar gaan. Hoeta, as jy nie nou begin blikkies kos by mekaar maak nie, gaan jy doodgaan van die honger. Ek wil vanmôre vir jou sê, God is nog steeds in beheer. En God sal in beheer wees. Ek wil vanmôre vir jou sê, soos wat Moses hier vir die volk gesê het, die Here sal vir julle stry, en julle moet stil wees. Want as jy stil is, kan jy luister. Kom ons gaan kyk gou by 'n ander enetjie. Job 33. Job 33 vers 31. En dis die Here wat praat. Luister wat sê die Here vir hom. Die Here sê vir Job, ja man, kom terug. Kom ons soek hom gou hier. Waar het ons hom? Okay. Net gou kry. Job 33 vers 31 sê God vir Job. Want onthou, Job het ook nou baie keer het hy gekla. En die Here sê vir Job, hy sê, luister Job, luister na my, bly stil, ek wil praat. Of as jy tog iets wil sê vir my, of as jy tog iets vir my wil sê, sê dit dan. Praat, ek sê jou graag gelyk wil gee. Maar as jy niks het om te sê nie, luister na my, bly stil, laat ek jou leer wat wysheid is. Jy sien, partykeer is dit nodig dat ons maar 'n bietjie shut up en net 'n bietjie luister na die Here. Ons partykeer is ons besig om te praat en ons praat partykeer saam met die wêreld en saam met die ander ouens oor al die negativiteit en al die goeters. En wat sê Spreuke vir ons? Spreuke sê vir ons, dood en lewe is in die mag van die tong, en wie dit graag gebruik, sal die vrugte daarvan eet. En dan wonder jy, hoekom gaan dit sleg in jou lewe? Jy profeteer negatiewe goed oor jou eie lewe. Wat het met Jesegiel gebeur? Die Here het hom gevat na 'n vallei vol doodsbeendere. Die Here vra vir hom, Jesegiel, mensekind, glo jy dat hierdie bene weer kan lewe? Jesegiel sê vir die Here, Here, U weet. Die Here sê vir hom, okay, profeteer dan. Praat. Spreek lewe. En wat het
Jesegiel gedoen, hy het begin lewe spreek, en hy bene het begin vleis omkry, dit begin seënings kry, dit het by mekaar gekom, hulle het vel oorgekry. En weer het God vir hom gesê, profeteer, spreek, en die lewe daarin ingekom, en die Bybel sê, die gees van die Here het binne in die bene gekom, en hulle het lewendig geword, en reg opgestaan, hulle was die hele leerskare. Hoeveel te meer kan ons die dinge positief sê nie, maar ons wil te veel negatief praat. Nou kom die Here en die Here sê vir hom, vir jou, luister na my, bly stil, ek wil praat. Of as jy toch iets vir my wil sê, sê dit dan. Praat, ek sê jou graag gelyk wil gee. Maar as jy niks het om te sê nie, luister na my, bly stil, laat ek jou leer wat wysheid is. En dit kos baie keer daarin dat ons moet submit onder God se wil. Hier het ons ook gesien dat Moses vir die Israeliete gesê het, die Here sal vir julle veg, wees julle net stil. Ons het gesien Psalm 46 sê, wees stil en weet dat ek God is. Partykeer nodig om te swyg. Nehemia 8. Ek gaan vir ons lees vers 11. Verder het hy vir hulle gesê, en dit is nou Nehemia, hy was die gouverneur, en Esra die priester, die skrifgeleerde en die leviete wat die volk onderrig het, aan die hele volk gesê, hierdie dag is heilig. Hy sê, en verder het hy vir hulle gesê, gaan eet lekker spys en drink soet dranke en stuur porsies aan hulle vir wie niks berei is nie, want hierdie dag is heilig aan ons Here. Wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. En die leviete het die hele volk tot bedaring gebring en gesê, wees stil, want hierdie dag is heilig, wees dus nie bedroef nie. So wat beteken dit? As Moses vir die volk gesê het, die Here sal vir julle veg, wees julle net stil, dit beteken, gaan sit daar met 'n dikbek. Nee. Jesaja 40 vers 31 sê, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. En hier sê hy, want die blydskap, wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. Ok, nou kan ons hierdie prentjie mooi by mekaar kry. So, as God ons beskutting is, en hulp in moeilike tye, en die blydskap in die Here is ook ons beskutting, so wat moet ons maak? As ons stil is, moet ons met blydskap ons harte stil wees. Want dit help ons gaan sit daar dikbek. En ek sê nie, ek moet ons stil wees. Ek mag ons niks sê nie. Ek moet ons maar net nie wees. So dit is wat ons moet doen. En soos hy vir Job gesê het, bly jy net 'n bietjie stil, dat ek jou wysheid kan gee. Sit 'n bietjie, luister na die stem van die Here. Wanneer ons op 'n punt kom, wat ons moet submit aan die wil van die Here. Ek gaan lees Psalm 37. Ja. Psalm 37. Vertrou op die Here en doen wat goed is. Bewoon die aarde en beoefen getrouheid. En verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. Dit staan eers in Spreuke ook nou, maybe. Spreuke 3 vers 5. Jeremia 29 vers 11. Ek weet wat gedagtes ek kan gaan die hele koester. Al wat ons moet doen is, ons moet oorgee aan die wil van die Here. Die Here is so wonderlik, hy sê, wees net stil, ek sal vir julle beklei.
Jesaja, ek het nou een gemis hierso. Sien, as ou te veel boekmerkies in die Bybel het, né? Kry jy nie altyd die goeie so vinnig gesoek as jy hulle kry. Jesaja 41 vers 10. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Wees nie bevrees nie. Wees stil en weet dat die Here God is. Laat ons luister soos Job, bietjie stil raak en luister na sy stem. Romeine 8. Ek is baie lief vir hierdie teksvers. Romeine 8 vers 28 sê dat die Here, dat ek die regte ene vir ons lees. Sien, ek het nou vanmôre, het ek al die goedjies wat ek voorberei, het ek hier neergesit en nou kom Here en Here kom wys my iets anders. Romeine 8 vers 28. Nee, nie Handelinge nie. Ek het Romeine 8, 28. En ons weet dat hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Dus ons weet dat ons, wanneer ons die Here lief het, en ons volg sy voorskrifte, kan ons maar stil bly en mooi luister. Want Jeremia 29:11 sê, hy weet wat gedagtes hy vir ons het. Hy het gedagtes van voorspoed om vir ons 'n hoopvolle toekoms te gee. Wanneer gaan ons begin om die Here te vertrou? Om op sy woord te neem? Om te weet, dit wat hy mee besig is die beste ding wat vir ons bedoel is. Al wat ons bedoel is met stil wees. Die Here sal vir ons veg. So ek wil jou aanmoedig vanmôre, maak 'n tyd. Maak 'n tydjie. Iewers deur die loop van jou dag, ons het altyd die gewoonte gehad om stilte tyd te hou. En nooit regtig verstaan, hoekom noem hulle dit stilte tyd nie. Ons moet regtig stil gaan sit, bietjie afsny van die dinge in die wêreld, die ander stemme doodmaak, en ingestel wees en fyn luister, na wat die Here vir ons wil sê. Dalk hoor ons die stem van die Here, as jy fyn genoeg luister. Ek het dit so waardeer vanmôre, my beet vanmôre, terwyl ons al sit en gesels voor die diens, noem my, die klein seentjie kom na sy pa en hy vra vir sy pa, hoe groot is God? En hy vat hom daar in Johannesburg, en hy sê vir hom, sien jy daai groot toring, Heilbron toring, sê, hoe groot lyk hy? Hy sê, hy lyk omtrent so 3 vingers hoog. Hy sê van, oké, en hulle ry, tot daar by hom. Hy kom daar so, hulle stop, kyk so op, hy sê, hoe groot is hy nou? Hy sê, hy is baie groot, ek kan nie eers sy bokant sien nie. Jy sien, hoe nader ons in die Here kom, hoe groter word die Here vir ons. En wat ek ook geleer het is, ons het destyds, as ons op die plaas, ons 'n lamp aangesteek het. En jy hou jou hand hier so by die muur, want as die skaduwee net so groot soos wat jou hand is. Hoe nader jy in die lamp kom, hoe groter word hy skaduwee teen die muur.
Jy weet hoe wonderlik het is, hoe nader ons aan die Here kom, en hoe meer ons besef, hoe groot is hy, hoe meer begin ons sien, wat skadukolle is daar binne ons. Hoeveel dinge is daar wat ons moet uitgesorg kry? Hoeveel dinge is daar wat ons moet wegkry? So luister Job, luister na my, bly stil, ek wil praat. Die Here wil met ons praat. Die Here wil met elkeen van ons praat. Hy wil met elkeen van ons iets sê. En hy weet wat hy vir ons wil sê. En sy gedagtes vir ons is altyd goed. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, baie dankie vir hierdie oggend. Here, dankie dat ons môre net kan stil raak voor U. En dankie Here dat wanneer ons stil is, so stil dat ons eie asem kan hoor, so stil dat ons eie hartklop kan hoor. Here, dan weet ons dat U by ons is. Here, en partykeer het ons net nodig om al ons geraas in ons harte en ons koppe af te sny en net te besef, dit maak nie saak voor watter see ek staan en watter vyand is besig om my te agtervolg nie, Here, dat ek sal weet dat die verlossing naby is. Ek het nodig om stil te wees, sodat U die geveg vir my kan veg. Dankie Here dat ons vanmôre kan submit en kan oorgee aan U wil. En dat ons kan sê, Here, net soos U wil in die hemel, net so ook op die aarde, laat U wil geskied binne ons. Here, sodat U die pottebakker kan wees en ons die klei in U hande. Here, dat ons eie wil sal begrawe, sodat U kan lewe deur ons. Dankie Here vir U wonderlike liefde, dankie Here vir U genade, dankie Here vir U teenwoordigheid hier vanmôre. En dankie Here dat U nog steeds vir ons lief is. En dat U goeie dinge vir ons bedink. En dat U vir ons 'n voorspoed beplan. Dankie daarvoor Here. Dankie dat U met ons is vandag. Here, ook waar ons vanmôre nou gaan oorgaan na die nagmaal toe. Here, dankie vir die wonderlike liefdegawe wat U vir ons gegee het. Ek loof U in die naam van Jesus. Amen en amen. Amen. Dankie om Amy. Pastoor Amy. Amen. Nou ja, ek en Johan het snaakse maniere. Ek weet nie dat hy by my geleer of ek by hom nie. Maar ons gaan lees altyd terug en vorentoe. Heen en weer. En kom ons gaan gou weer terug na Eksodus 14. Die Here het nogal vir my woord gegee, terwyl Johan besig is om dinge en ek lees dit. Toe wys die Here vir my iets. Rondom die nagmaal. Kom ons gaan lees gou. Ek het gou weer sien wat 'n versie. Ek soek net gou my versie, ekskuus. Maar dit kom kom ons lees vanaf vers 19. En die engel van God, wat voor die leer van Israel uitgetrek het, het daar weggegaan en agter hulle aangetrek, en die wolkkolom het ook voor hulle weggetrek en agter hulle gaan staan. So het dit dan tussen die leer van die Egiptenare en die leer van Israel aangekom. En die wolk was daar met die duisternis, en dit het die nag verlig, sodat nie een naby die ander gekom het nie, en die hele nag deur nie. Toe steek Moses sy hand oor die see uit, en die Here het die sterk oostewind die see laat wegvloei, en die waters is gekloof. En dan, hoor wat sê vers 24, en in die môrewaak, toe dit begin lig word, het die Here in die vuur en die wolkkolom
op die leer van die Egiptenaars afgekyk en die leer van die Egiptenaars in verwarring gebring. Wow! Onthou, die 4 kolom het in die nag voor hulle uitgetrek, die wolkkolom in die dag. En op daardie spesifieke oomblik, toe kom die 2 saam en dit veroorsaak verwarring. Wat het gebeur? Toe Jesus, kom ons gaan na die skrif toe, dan gaan ons nou lekker verder praat. Johan, ek gaan nie so lang praat nie, hoor. Ek wil net gou vir julle ietsie wys. Ja, maar waar is my skrif hier? Net ek hom verloor. Hier sy. Markus 14. Hoor wat gebeur by die nagmaaltafel, toe Jesus die nagmaal ingestel het. Goed. En dan gaan ons nou verder, net gou vanaf verder daaroor praat. En op die eerste dag van die ongesiede brode, wanneer hulle gewoonlik die Pasga geslag het, sê sy disippels vir hom, waar wil u hê moet ons gaan klaarmaak, dat u die Pasga kan eet? En hy stuur 2 van sy disippels en sê vir hulle, gaan na die stad toe, en 'n man wat 'n kruik water dra, sal julle tegemoet kom. Volg hom. En waar hy ook mag ingaan, moet julle die eienaar van die huis sê, die meester laat weet, waar is die kamer, waar ek met my disippels die Pasga kan eet. En hy sal vir julle 'n groot boventrek wys, in gereedheid gebring, daar moet julle dit klaarmaak. Nou kyk nou hoe werk dit, né? Die disippels gaan om die kamer te gaan voorberei, maar as hulle daar kom, is die kamer klaar reggemaak. God het klaar die werk gedoen. Nog voordat hulle iets gesê het, terwyl hulle stil was, was God besig om die plek voor te berei. Kom ons gaan aan. En toe dit aand geword het, het hy met die 12, terwyl hulle aan die tafel was en eet, sê Jesus, voorwaar ek sê vir julle, een van julle sal my verraai, een wat saam met my eet. Toe het hulle begin bedroef word, en die een aan die ander gesê, is dit miskien ek? En die ander een, is dit miskien ek? Wat doen Jesus hier? Hy bring verwarring onder sy disippels. Is dit nie so nie? Hulle was verward. Want net die verraaier het geweet wie hy is, die ander het nie geweet nie. So Jesus kom en hy sê dit. En hy bring verwarring onder hulle. Wat het gebeur toe Jesus sterf? Het julle al ooit daaraan gedink? God bring verwarring in die hel. Want hierdie selfde Satan, duiwel, wat gesê het, kom ons maak hom dood, dan is daar nie meer 'n oorwinning nie, dan is daar nie meer 'n verlosser nie, dan is daar nie meer genesing nie, dan vat ons hierdie hele wêreld vir ons. En God kom en hy stuur sy seun en hy bring verwarring in die hel. Dis hoekom Jesus moes gesterf het. Om vir die duiwel te sê, nee, jy is nie in beheer nie. Hou jy bietjie jou mond en kyk wat ek kan doen. So tot die duiwel, glo ek het op 'n stadium stil geraak en sê, wat gaan hier aan? En dit is wat moet gebeur. En die Here, soos Johan gesê, die Here wil ons bietjie begin stil raak en begin kyk wat God kan doen. En terwyl die disippels aan die tafel sit, nadat hulle so bietjie verwarring gebring het, toe drop hy die bom. En hy sê vir hulle, en terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle, en sê, neem eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker, en nadat hy gedank het, gee dit aan hulle, het almal daar uitgedrink, en hy sê vir hulle, dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat uitgestort word, voorwaar ek sê vir julle, nooit meer van die vrug, ek sal nooit meer van die vrug van die wingerdstok drink nie, tot op daardie dag, wanneer ek dit opnuut sal drink, in die koninkryk van God. Nou Jesus sê, ons moet die nagmaal gebruik, tot sy nagedagtenis. Dit is die verbond wat hy met ons los, om te sê, weet jy wat, ek het dit volbring. Ek sterf vir julle, ek gee my liggaam vir julle, ek gee vir julle 'n Nuwe Testament. Johan het laas Sondag gesê,
'n testament teken ons met 'n swart pen. Jesus kom en hy teken dit met sy bloed. So ons is mede-erfgename. Ons is uitgekies en ons is meer as oorwinnaars deur Christus wat ons die krag gee. So hoekom wil ons 'n bek opskop as dit begin moeilik raak? Hoekom kan ons nie net stil raak nie? Jesus het aan die prys betaal. Hy het aan die kruis sê, dit is volbring. En die voorhang sal dit geskeur. Wat ons toegang gee tot die allerheiligste toe. So, die tafel van die Here is ons waarborg dat ons meer as oorwinnaars is. Dat ons mede-erfgename van God, van Jesus Christus is. So wat gaan ons erf? Nie 1 miljoen rand in die bank nie. Ons gaan erf die plek wat hy gegaan het om ons te gaan voorberei. Ons het reeds geërf oorwinning. Ons het reeds verlossing geërf. Ons het reeds vrymaking geërf. Ons het reeds versoening met die Vader geërf. Deur sy bloed en sy liggaam wat vir ons gebreek is. So kom ons doen dit tot sy gedagtenis. Kom ons celebrate Jesus vandag. Want as ons net sy dood gedenk, dan moet ons hier met almal met lang gesigte sit. Soke 6 uur gesigtig. Jesus is dood, uitgesterf. Nee, ons moet jubel en juig. Johan het gesê, ons moet as ons praise and worship, moet ons dit met 'n hart vol lof doen. We must serve God with an attitude of gratitude. Vir dit wat hy kon doen het. Want hy gaan sterf, hy het confusion in die hel gebring, hy het hulle deur mekaar gemaak, maar hy het opgestaan, en hy sit aan die regterhand van God, en hy wag vir ek en jy, om ons plek te kom inneem. Johan, ek kan nie dink hoe lyk hy plek nie. Want as ons 'n huislid bou, en die bouer vat 6 maande, dan raak ons skruwelrig. Jesus is al 2000 jaar besig om jou huis te bou, Johan. Kan jy imagine hoe gaan dit lyk? Dit gaan nie soos oude kraal lyk, Johan. Baie mooi. En terwyl hy aan tafel gesit het, het hy die brood gebreek en gesê, neem jy dit. Terwyl julle nou so lekker confused is, terwyl ek julle nou deur mekaar gemaak het, en julle nou so lekker onder mekaar stry om te sê, wie gaan my verraai? Breek ek die brood. En ek sê, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word. En ek dink, dit het hulle dalk nog 'n bietjie meer deur mekaar gemaak. Maar ons raak nie vermoorde deur mekaar nie. Ons raak nie bekommerd nie. Ons jubel en juig aan ons Here vermoorde. Ons jubel en juig oor die tafel wat hy vir ons ingestel het om te sê, jou testament is geteken. Jy's 'n mede-erfgenaam. Kom ons bid saam. Here, ons loof U vermoorde. Here, vir dit wat U vir ons kon doen het. Here, dankie dat ek weet vermoorde dat U verwarring in die hel gebring het, sodat ons oorwinning kan hê. Here, dat ons verlossing kan hê, dat ons genesing kan hê, en dat ons meer as oorwinnaars kan wees, omdat U vir ons die krag gee, en omdat U die prys vir ons betaal het. Kom seën dan nou hierdie brood in ons liggame, die sap daarna. Here, dat wanneer ons dit eet en drink, Here, dat ons sal celebrate dit wat U vir ons kom doen het, en ons sê dankie daarvoor, in die naam van Jesus. Amen. Maar ja, kom ons geniet die dagmaal. Dit is nie spontaan Pinksterbeweging se tafel nie, of pastoor Eybie of pastoor Johan se tafel nie, dis die tafel van die Here, want dis wat hy vir ons nagelaat het. Paulus skryf ons in Korintiërs, hy sê, ek het van die Here ontvang wat ek aan julle oorgelewer het. En dit is nie 'n tradisie wat hy vir ons oorgelewer het nie, dit is God se bevel wat hy vir ons oorgelewer het. Amen. Die Here seën jou. Dankie Kyk.